Welkom by die erediens en meer spesiaal, welkom vanoggend by die kerkgebou. Wat 'n ongelooflike ervaring om net weer gesellig saam hier op hierdie plek te kan wees. En nie vanoggend elkeen in ons eie huis na die erediens hoef te kyk nie. Saam met dit wil ek baie welkom sê aan elke nuwe lidmaat. Want wat julle nie in die tyd agtergekom het nie, is dat ons baie nuwe lidmate bygekry het. En julle kon dit nie sien nie, maar ons het. En ons is dankbaar dat ons nuwe vriende, broers en susters deel het van ons familie. En ons sien uit om saam met julle ook die Here te loof en prys. En as daar van julle is wat ook nog nie amptelik aangesluit het nie, kan julle by my of kan die Karen kontak en dan sit ons al julle informasie ook op die stelsel. Dit is vanoggend 'n voorreg om die woord van die Here met julle te kan deel. En saam met dit is dit ook vir my 'n voorreg om vir die van julle wat my nog nie gesien het in die afgelope 2 weke nie, om weer ook te kan bedien, nie net aan my kinders en aan my man nie, maar ook aan julle. Vir 3 maande het ek alles daar gegee en dit was vir my en vir hulle baie goed en ons het dit baie geniet. Maar dit is ook vir my lekker om weer terug te wees en saam met julle weer die Here te kan loof en prys. So daarmee saam ook dankie vir die tyd wat julle vir my en my gesin gegee het, want dit is vir ons baie kosbaar. Ons gaan vanoggend begin deur sommer nog 'n lied op te sing wat net sê dat ons is almal hier by mekaar en ons is hier vir een rede om die Here te verheerlik. So ons gaan net so sit en dan sing ons lied 164, ons is almal hier te sing. Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop. Die baard van Aaron, af tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hemelberg wat op die berge by Sion val, waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën, 'n lang lewe. Aan almal vir wie God liefhet en wat hy geroep het om aan hom te behoort. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat vir elkeen van ons gesterf het aan die kruis. En in die naam van die Heilige Gees, wat in ons woon en deur ons werk. Amen. Ons gaan reageer op die Here se groet met 'n loflied, en ek gaan vra dat julle staan en uitbundig sing, Jesus ons eer, ons opgestane Here.
begin so half 'n nuwe tyd ook, en die nuwe tyd het natuurlik aangebreek saam met die opstanding van die Here Jesus Christus. En ek wil julle sommer so begin deur vir julle net herinner, dat die opstanding is nie net vir ons in ons geloofstradisie elke keer 'n nuwe begin, 'n vars nuutheid, veral na lydingstyd, die kruis, wat ons onsself herinner aan ons eie stukke tyd. Maar is hierdie nuwe begin, het alreeds aangebreek vir ons 2000 jaar terug, meer as dit. En hoe wonderlik is dit, dat ons daardie nuutheid steeds kan beleef, en die effek van daardie nuutheid kan ervaar in ons saamwees vandag. So ons gaan lees uit Handelinge vandag, en vir 'n tydperk wat kom, en ons gaan ook hierdie week begin met 'n Bybelstudie, wat aanlyn beskikbaar gestel sal word, wat gaan handel oor Handelinge. So, dit is nodig dat ek die woord vir julle dalk klem op lê, dat julle hoor dat Handelinge gaan oor die aksie, die gaan doen. En waardeur word ons geïnspireer om te gaan doen? Deur die hoofkarakter van Handelinge, Jesus en die Heilige Gees, wat hy op ons laat neerdaal. Voordat ons nou uit Handelinge gaan lees, kom ons raak net vir 'n oomblik stil, en weet net weer wie ons hierheen saambring, en ons ook saambind. Kom ons bid saam. Here, God van liefde, dankie dat ons vanoggend as familie kan saamkom, op die plekkie wat ons tuiste noem, vir ons aanbidding, en ons plekkie waar ons veilig voel, om saam die woord te kom lees, meer van dit te leer, en ook hier inspireer te word, om die lewe daar buite in hierdie wêreld te gaan leef volgens U wil. Here, dankie vir die voorreg dat ons kan saam wees, en bo alles, dat U Heilige Gees gestuur het, om 'n eenheid tussen ons te kom smee. Mag ons vandag daardie eenheid ervaar, en mag ons vol word van U heerlikheid, van U liefde, van U genade, sodat ons weer kan uitgaan, en dit kan gaan deel met die wêreld. Here, laat die Gees ook nou die woord vir ons open, soos wat ons daaruit lees, sodat dit ook in ons lewens 'n verskil sal maak, in die tyd sal kom. Ons vra dit alles in die naam van die Vader, wat elkeen van ons geskep het, en ons vra dit, Here, in die naam van Jesus Christus, wat elkeen van ons kom bevry het, en ons vra dit in die naam van die Heilige Gees, wat ook nou deur ons en in ons gaan praat. Amen. Kom ons lees Handelinge 4, en ons gaan so 'n bietjie afgaan in Handelinge hier na die laaste paar verse toe. En julle sal sien, dis 'n baie kort stukkie, so as jy nie nou fokus nie, mag jy dit dalk mis. Want daar staan verskriklik baie in hierdie paar verse. Maar dit is ongelooflik verrykend wat ons hieruit kan leer. Handelinge, die boek, is eintlik deel van 'n baie groter stuk werk. Dit is deel van die Lukas Evangelie, en is eintlik so op dieselfde skrywers en dieselfde trant van skrywer ook gevolg. So Lukas en Handelinge vorm uiteindelik die grootste deel van die Nuwe Testament, selfs groter as al die kanoniese geskrifte. So hierdie is nogal 'n groot deel van dit wat uiteindelik vir ons gegee word, geskenk word, om te ontdek van God. En ek gaan net hierdie paar verse vandag lees. Luister mooi. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. En dan hier in die laaste deeltjie staan Josef, 'n Lewiet, wat op Siprus gebore is en wat deur die apostel Barnabas genoem is. Dit beteken iemand wat mense moed inpraat.
het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels te gee. So eintlik net hierdie laaste vers net te bevestig van 'n verhaal van iemand wat dit wel gedoen het en geleef het. Ons gaan net dit lees vanoggend. Die kerk het in daardie tyd waarvan hier spesifiek geskryf word, teen 'n onbeskryflike spoed gegroei. So daar was net op die een opstandingssondag het daar 3000 nuwe gelowiges tot geloof gekom en is hulle as gesin gedoop. En op Pinksterfees het hulle uiteindelik was daar nog meer. En is daar ook geskryf dat daar toe nog meer gelowiges tot geloof gekom het. So eintlik wat hier gebeur is, die Here Jesus Christus het opgestaan uit die dood. En dit het eintlik soos 'n golf oor die mensdom gekom. En dit het geweldige impak op mense gehad. Dat hierdie apostels gekom het en vertel het, hierdie Jesus wat aan die kruis gesterf het. En dit is belangrik om te onthou, hy het aan 'n kruis gesterf. Hierdie Jesus het opgestaan uit die dood. En hy leef. Dit was eintlik soos baanbrekerswerk. Dit was hoofnuus. Almal het daarvan vertel. En al meer mense wou hierdie Jesus ken. Wou deel wees van 'n gemeenskap van gelowiges wat hom aanbid. En julle weet ook natuurlik dat dit was nie net nie Jode wat tot geloof gekom het nie, maar ook nie Jode. En julle weet natuurlik ook dat dankie daarvoor, want daarom is meeste van ons vandag gelowige Christene en ken ons die Here Jesus Christus en kan ons sy woord met mekaar deel. En saam met dit kan ons hierdie goeie boodskap met mekaar deel in 'n wêreld wat stikkend is, met mense wat gebroken is, met mense wat hartseer beleef. Kan ek en jy ook aan mekaar, self gebroke mense, hierdie goeie boodskap kom deel. En wat is die hooffokus van hierdie boodskap? Jesus leef. Hy het opgestaan. En saam met Jesus Christus lees ons in Handelinge dat die Heilige Gees 'n baie belangrike rol speel in die oorvertel van hierdie verhaal. In die inspirasie vir my en jou vandag. So die twee hoofkarakters, Jesus en die Heilige Gees. Jesus wat dan later opgevaar het na die hemel, by God is, om vir elkeen van ons 'n plek in gereedheid te bring, het ons ook nie alleen gelaat nie, en hy het vir ons die Heilige Gees gegee. Hy het die Heilige Gees op almal laat neerdra. En dan kan jy net maar sê, jy weet nie so lekker of die Heilige Gees oor almal neergekom het nie. Geliefdes, die Here Jesus Christus het die Gees ons almal gegee. Die vraag wat ek en jy vir mekaar moet vra is, gee ons ag op die Gees wat in ons doen? En is ons getrou aan die boodskap van die Gees? Die boodskap wat van ons vra, dat ons een sal wees in hart en siel, en dat daardie eenheid ons sal dwing, eintlik sal maak dat ons nie anders kan, as om ons hele lewe met mekaar te deel. Dis vir ons baie moeilik. Want as ons nou baie eerlik met mekaar moet wees, in ons westerse kultuur, is dit nie regtig die manier hoe ons leef nie. Ons het 'n lewe begin leef en ons leer ons kinders, jy moet op jou eie twee voete staan. Jy moet fight vir jouself in die lewe. En is alles great, ja, ons kinders moet op hulle eie voete staan en hulle moet die lewe leef, maar hulle moet ook leer om te deel. En nou is dit COVID, nou moet ons nog steeds vir ons kinders sê, maar ons moet deel. En dit raak al moeiliker. Want hoe deel ons nou? Hoe leer ons nou vir ons kinders om, wanneer hulle by skool is en daar 'n maatjie is wat nie kos het die dag nie,
met hulle te deel. En dan in dieselfde asem wil dit sê, jy mag nou nie, jy moet net nie so nie, jy mag so deel, net nie so nie. Daar is altyd voorwaardes aan hoe om te deel. Maar as ek die boek van Handelinge reg verstaan, en spesifiek hierdie gedeelte, wat die apostels vir ons kom leer, is dit deel, onvoorwaardelik, deel. Meer as dit, besef ons nie, dat ons as mens, jy self, jy, ek, eie ek, bestaan slegs as gevolg van en ter wille van die ander. Okay, dit klink vreemd, dit is 'n bietjie filosofies, maar dit is eintlik 'n baie bekende filosofie ook binne ons Suid-Afrikaanse konteks. Is dat ons vir mekaar sê, ek bestaan omdat ek omring is deur ander. Ek kan lewe as gevolg van en ter wille van ander. Ons leef tog nie slegs vir onsself nie. Ons maak nie keuses slegs vir onsself nie. Want elke keuse wat ons maak, het 'n impak op die een langs ons, die een voor ons, die een agter ons. Besef julle dit? Besef julle wat se impak jy op die lewe en op die mense rondom jou het? Besef jy as ouer wat se impak jy op jou kinders het? Besef julle dit werklik? Is julle werklik bereid om alles te deel? Ons sukkel nie, ek sukkel nie. Want ek het anders groot geword. En daarmee hoor my mooi, ek het regtig amazing ouers en hulle het my vrekkig goed groot gemaak. En hulle het net die beste lewens gehad. Maar my ma het nog 'n ding gehad oor jy moet jou goedjies oppas. En ek vang myself dieselfde doen met my kinders. Jy moet jou goedjies oppas. So ek was daardie maatjie wat nooit haar mooiste rokkie met haar maatjies gedeel het nie. Ek het nie. Ek het altyd die verskoning gebruik, ek is groter en langer as hulle almal. Dit was nonsens man. Ek was baie heilig op my rokkies. Want my ma het my geleer, jy moet vir hulle oppas. Ek het hard gewerk hiervoor. Dis mos die woorde wat saam met dit kom. En dis alles waar, nee. Maar ons mis iets van 'n kultuur van mededeelsaamheid. En dan is volgende woorde gewoonlik, maar in die eerste plek moet ons onsself deel. Ons moet ons liefde deel, ons moet ons omgee deel, en daar is alles baie waar. Maar ek weet nie of julle saam met my mooi gelees het nie, maar hier staan ons moet ons goeders deel. Ons moet ons finansies deel, ons geld deel. En gister in ons kategees het ons mekaar, ons het 'n bietjie kategese opleiding gehad, en het ons 'n gesprek gehad, en Jan Pieter het ook so 'n bietjie daaroor gepraat oor die finansiële deel, en ons het met mekaar gedeel dat ons, eintlik mos maar as ons baie eerlik is, maar nog steeds half bietjie in 'n kapitalistiese wêreld leef, en op dit uitleef in ons samelewing. En as ons hierdie ding mooi lees, dan sit, ekskuus, hierdie is nou gou net vir 'n oomblik oorgeraak, maar dan sit baie sosialisties. Baie meer as wat ons bereid is om te gee, baie meer as wat ons bereid is om te wees. En is eintlik amazing. Want hoe boring sou dit nou gewees het as ons almal maar net gelid het. Dis 'n uitdaging, elke liewe dag. Dis 'n keuse, elke liewe dag, om te sê, omdat die Here Jesus Christus vir my opgestaan het uit die dood uit, en hy leef in my, wil ek alles wat ek is, en alles wat ek het, met die wêreld deel. So ek het vanoggend vir julle gevra, om iets baie kleins vandag hiernatoe te bring. 'n Blikkie kos. Baie klein. Dit is minder as 'n druppel in ons emmer. Baie minder. Want ons het ten minste die emmer. En meer as dit, loop ons in oor. En dit is my tog wonderlik,
dat die apostels ook uiteindelik dit na hulle toe gekom en dit is verdeel na elkeen se behoefte. Nie onverskillig nie, na elkeen se behoefte. En weer eens is ons as geloofsgemeenskap in 'n baie bevoordeelde posisie, dat ons organisasies het wat hulle dag se opstaan en se gaan slaap is, om vir mense uit te deel volgens hulle behoefte. En ons as gemeente is by baie van dit betrokke eintlik. En dalk weet nie almal van julle eers waar is ons oral betrokke nie. So as julle weer by die voorportaal inloop, kyk bietjie na die foto's wat daar hang. Dit is die plekke buite hierdie gebou, buite ons eie huise en ons eie mense wat vir ons werk, vir wie ons kies as gemeente, as gemeenskap van gelowiges om aan uit te deel, aan te versorg. En ons noem dit ons getuienisbediening. Want met ons uitdeel van onsself en ook ons goed is, getuig ons dat Jesus leef. En dan vra ons maar, hoe sien ons dit? Wat is, ek soek 'n teken, dit is die teken julle is die teken, wat moet uitgaan in die wêreld, en verander gaan deel, wie julle is en wat julle het. En uiteindelik vertel dit 'n storie van, I am because we are. Ek is uiteindelik omdat ons is. Omdat ons as gemeenskap leef, in mekaar se lewens inbou. En die van julle wat nou dadelik dit opgetel het, sal weet dat dit is eintlik 'n Suid-Afrikaanse filosofie. En weer eens, hou ons nie baie altyd van hierdie filosofie nie. Want ons wil dit altyd koppel aan die politiek. Daar staan in die woord van die Here baie meer van Ubuntu as in enige boek. En ek wil julle sensitief maak in ons reis deur Handelinge hiervoor. Dat jy as mens, as God se kind, in hierdie wêreld bestaan. Hoofsaaklik as gevolg van en ter wille van die ander. Mag ons dit ken en mag ons dit uitleef in die wêreld, sodat ook ander kan glo dat Jesus Christus die opgestane Here is. Dit is uiteindelik die doel. Onthou julle, ons het vir mekaar deur Paastyd ook gesê, dit is God se doel. Dat Jesus Christus verheerlik sal word, dat hy vereer sal word, dat alle mense hom sal ken. Die doel is nie ek of jy nie, maar ek en jy het 'n baie belangrike rol daar. Want ons ken God, ons doen moeite om na hierdie plek te kom, om hom te leer ken. En my gebed is dat al meer weer die moeite sal doen om na hierdie plek te kom. En gaan vertel vir julle vriende en julle familie, dat hierdie plek is veilig. En solank die inperking toelaat, gaan ons weer hier by mekaar kom. In getrouheid aan God en aan mekaar. Want die Here Jesus Christus het ons daai ding vir ons kom leer. Onthou julle dit? Ons lees dit in Matteus. Die Here Jesus sê, ons moet vir God lief hê, alles wat ons is. Ons hele hart, ons hele siel en alles verstand. En daardie liefde maak dat ons nie anders kan as om mekaar lief te hê nie. Met alles wat ons is. Mag julle God se liefde in julle lewens ervaar, want hy gee dit vir julle. En mag julle so vol word daarvan, dat julle oorloop na die mense rondom julle, dat julle van liefde oorloop, van genade oorloop, en dat julle alles wil deel, volgens die behoefte. Want God bind ons saam om dit te wees, deur sy Gees, deur sy eie wese, bind hy ons saam.
En ons gaan daaroor sing nou. Ons gaan die lied sing as gebed, wat ons vir die Here vra, Here, kom bind ons saam. Bind us together. En dan vra ons ook, mag hy ons saambind met poorts wat nie kan breek nie. En ek wil julle herinner, dat wat God saamvoeg, kan geen mens verbreek. Kom ons staan en dan sing ons die gebedslied. Sodat ons so 'n sterk eenheid kan wees. Dat almal wat oor ons pad kom, hierdie Jesus wat uit ons straal wil ken. Ons loof en prys sy naam. Amen. Julle kan gou vir 'n oomblik sit. Ek gaan praat met 'n bel, wil ek net die afkondigings op die bord wys, want ek het nou hier in die begin vanoggend so bietjie eintlik vergeet om vir julle aan te sit. So ek doen dit nou, maar ek gaan dit vir julle vertel terwyl daar op die bord verskyn. Ek wil eintlik sommer maar vir julle net 'n bietjie vertel oor waarmee is ons besig. Ons het die afgelope jaar baie minder mekaar gesien as wat ons altyd gewoond was. En saam met dit het 'n klomp goed deur die krake geval. Wat uiteindelik gebeur is, ons het mekaar nie gesien om vir mekaar baie maal dit te sê nie. En nie almal van ons het Credit Noord se aanlyn dienste gevolg nie. So ek wil net weer so 'n bietjie almal up to date bring met waar is ons en waarmee is ons besig. Ek wil begin weer vir julle te sê dat in Credit Noord gemeente is daar verskeie plekke en groepe waarby jy kan inskakel. Ek kry baie die vraag, Anata, waar kan ons inskakel, waar kan ons help? Ek dink die begin is dat elkeen van ons sal ontdek, waarin floreer ek? Wat is my gawe van God? En dat jy daarby sal deel raak. Ons het 'n baie vibrant musiek en klankbediening, maar baie van ons musikante het in die afgelope tyd weggegaan. Baie van ons sangers het weggegaan uit die dorp uit. So ons groep het baie verklein in die afgelope jaar. So ek wil julle uitnooi dat as jy voel jy kan deel aan die musiekbediening, dat jy my of dan die Karin sal kontak en dat as jy daardie groep kan plaas en dat jy saam met ons sing en musiek maak. Ons kom elke donderdagmiddag 4:45 hier by mekaar en saam met die klomp wat op die klankbediening is, kom ervaar ons net 'n bietjie saam God se liefde, sodat ons dit op Sondagoggend met julle kan deel. So ek wil regtig julle almal daarna uitnooi wat voel dat jy daarin kan deel. Dan het ek nou in die erediens ook gepraat van ons getuienisbediening. En op hierdie stadium is ons 'n baie klein groepie wat deel is van die getuienisbediening.
En uiteindelik is dit eintlik een van ons grootste bedieninge as gemeente, want dit is ons uitgaan in die wêreld. Dit is ons uitgaan in die dorp van Kraddock. So ons is, julle sal voor in die voorportaal sien, ons is meestal hoofsaaklik as gemeente betrokke by die ACVV sentrum en by alles wat saam met dit gaan. En dan is ons ook half hierdie verantwoordelikheid ook spesifiek vir die ouerhuis en ons vat ook daai verantwoordelikheid op ons. Daarom saai ons ook Sondag na hulle toe uit sodat hulle kan deel in die erediens. En dan het ons ook maak ons 'n bydrae by die Lukas Eventa skuiling en ek self is daar by bestuur ook. En ek wil regtig vir julle uitnooi om by hierdie groep betrokke te raak. Vra my, Anata, waar kan ek help? Waar kan ek deel word? Want ek beloof julle, ons het altyd nog hulp nodig. Ons het altyd nog hande nodig. En dan natuurlik, ons reik uit na die diereskuiling toe ook. Ons jeug het nou so 'n paar weke terug so 'n bietjie by die diereskuiling gaan kuier en gaan kos uitdeel. En ja, die kinders het baie geniet. Hulle het self op die diere gaan voer, so dit was baie exciting. Dan, binne die getuienisbediening is daar ook die verhoudinge wat ons het met ander gemeentes. Ons reik ook uit na ander gemeentes in ons gemeenskap en ook in ons verhouding met hulle. En dan natuurlik baie verder. Julle sal in die voorportaal sien, ons reik uit na Mosambiek, na Turkye, na Japan en daar's by elkeen van die plekke is daar 'n persoon daarin gekoppel met wie ons ook 'n band al oor jare gevorm het. En vir die wat nou al lang jare in die gemeente is, sal onthou dit is hoe mekaar daar bewaar is. Dit is al die plekke waarna toe ons ook uitreik in die wêreld. Dan wil ek julle ook herinner dat daar ook weeklikse klop goed wat gebeur. Elke Dinsdag aand is daar 'n luistergroep. Dit is 'n groep wat saamkom, ons kom hier die konsistorie bymekaar en van hierdie week af gaan ons nou weer in die konsistorie bymekaar kom en nie net meer op ons WhatsApp groep nie. En ons lees saam die teks wat ons Sondag in die erediens moet lees. Ons oordink dit en ons ontdek saam wat ons hoor by God. En julle is welkom om daarbey in te skakel. Saam met dit is die Bybelstudie wat aanlyn beskikbaar is. Dis nie elke week nie, maar party weke, dit neem ek self op. En dan is daar die disipelskapkursus op Donderdag wat Dominee Rihanna Jordaan aanbied. Ek self, wanneer ek kan, woon dit by, omdat dit regtig baie insiggewend is. So as jy graag vir die disipelskapkursus bywoon, kan jy vir Dominee Rihanna kontak. Dan wil ek afsluit met wat nou hierna gebeur. Ons jeugbediening. Julle sal nou net op die bord sien watter gesigte is verantwoordelik vir watter grade. En dit is ons kategete. Saam met hulle is daar ook ander mense betrokke by ons jeugbediening wat help met die uitreike. So ons gaan na die erediens kan die kinders wat almal deel is van die kategese hier vorentoe kom. Ons open altyd eers hier weer en sê net vir mekaar hallo dat ek julle net in die oë kyk en dan gaan julle saam met julle oom of tannie in 'n groep ontmoet en hulle vat dan vandag se diens en hulle maak die laaste knoop in ons lewe. Okay. En dan saam met dit het ons iets nuuts begin. Ons het ook begin met 'n ouerskapprogram. En ons wil julle ouers uitnooi om ook daarby te kom deel. Jan Pieter fasiliteer die groep se gesprek met mekaar om saam ook te ontdek. As ek nou saam met my kinders vandag in die erediens gesit het, weet ons dat hulle soveel hoor en ons soveel. En ons wil huis toe gaan en met mekaar dit gaan deel. En die hoof fokus is dat ons in daardie groep ook self verryk word as ouers om die 15 minute wat ons nou in hulle lewe insit in die kategese te 10 maal verdubbel met die tyd wat julle as ouers moet lê by die huis. So ek wil regtig die ouers ook uitnooi, julle kan saam met die kinders dan vorentoe kom na die erediens altyd en dan gaan julle altyd saam met Jan Pieter en lekker in gesprek gaan. En sodra ons weer eendag weer kan tee drink, dan sal julle dan nou kan tee en koffie ook saam met Jan Pieter. Maar vir nou gaan ons nou nie saam tee ook drink nie. Okay, hou dit maar vir by die huis. Ek wil afsluit deur sommer net vir julle weer uit te nooi te sê, gaan wees getuies, word deel van die geloofsgemeenskap wat 'n verskil wil maak. Ons het 5 van ons wyke is ook op hierdie stadium met die wijksleiers nie. So daarmee saam wil ek ook julle uitnooi, as jy
geroep voel om ook 'n leier in hierdie gemeente te wees en as ouderling in die jaar op te tree, asseblief kontak my. Ons het leiers nodig en julle weet dit. Ons sê gereeld vir mekaar ons het leiers in ons land nodig. Ons as gemeenskap van gelowiges, moet wie ons is, daardie leiers begin wees. Ons gaan afsluit met die sing van 'n lied. Here Jesus, U skyn oor ons almal. Daarna gaan ek die seën uitspreek en dan gaan ons 'n lekker lofsang sing net voordat ons by die deure uitstap. So kom ons staan en sing ons hierdie 2 lofliedere saam. Sê, en ons lees dit in die Johannes Evangelie, kom sê vir die disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En mag elkeen van julle die Here se genade en vrede beleef, en sy liefde en lig gaan uitdra in die wêreld. Amen.